En die kinders is baie bevoorreg, maar die papas is nie so bevoorreg nie. Hallo? Papa, jy's nie so bevoorreg vanmôre nie. Want ek weet nie of jy vanmôre gaan hou van dit wat ek met jou en met my gaan deel nie. Is dan eers amen nie? Dankie, daar's 'n kleinkind wat amen sê. Julle moet net vir my asseblief na hierdie mikrofoon net luister as hy nie te hard is nie. So ek gaan vanmôre dit net bring. Soos wat die Here dit op my hart gelê het. Al wat ek vanmôre wel kan sê van my kant af, vir my was dit nie baie lekker toe ek die voorbereiding gedoen het nie. So ek kry hom nou nog 'n keer, jy kry hom vanmôre die eerste keer. Amen. Dis 'n wonderlike voorreg vanmôre vir my om saam met jou te kuier op hierdie besonderse dag, hierdie dag wat ons uiteengesit het om Papa so bietjie te vereer. So daarom moet die mamas vanmôre hoor en die enkellopendes moet vanmôre hoor, hierdie dag is Papa se dag. Hoor jy dit? Dis Papa se dag. So wat beteken Papa se dag? Papa se dag beteken Papa doen niks nie en jy doen alles. So hierdie is nou die dag wat wanneer jy by die huis kom, dan gaan sit jy op die rusbank met die remote in jou hande en jy sê, kinders, bring iets om te drink. Mama, massage so 'n bietjie die voete. Knip so 'n bietjie die toenails. Trek so 'n bietjie die wenkbroue uit. My vrou het al vanmôre goed begin want sy het al reeds my hare geblou uit. Dis 'n wonderlike papadag vir my. Maar sommer by die wegtrek van vanmôre wil ek vir jou die volgende sê as man van God. En as manne wat vanmôre hier is, wil ek vir jou sê vanmôre, vat hom vanmôre soos 'n man. Hierdie woord is vanmôre vir 'n man. En jy moet hom vanmôre vat soos 'n man. Amen. Is die klank reg? Dankie. Maar voordat ons vanmôre lekker saam gaan kuier. En vanmôre gaan ek net met jou deel dit wat God op my hart gegee het. Ek is nie vanmôre hier om woord te gee nie. Ek gaan met 'n stukkie woord afsluit. Yes. Maar vanmôre gaan ek met jou deel wat die Here hier in my hart wakker gemaak het in my voorbereiding van Vrydag aand af. Maar voordat ons saam gaan kuier, wil ek eers vanmôre van hierdie geleentheid gebruik maak om die Vader van alle vaders net toe te wens 'n geseënde Vadersdag. Want daar is nie vanmôre 'n beste vader as hy nie. Is dit so? Is jy met my vanmôre? So ek wil eers vanmôre van hierdie geleentheid gebruik maak. En vanmôre wil ons vir u sê, Vader, baie dankie vir wat u vir ons doen. Vader, baie dankie vir dit wat u vir ons beteken. Vader, dankie dat u vir ons sorg. Dankie Vader dat u ons vanmôre beskerm. Dankie Vader dat u ons bron van krag is. Dankie Vader dat u seun vir ons gestuur het. Om vir ons die prys te betaal sodat ek en jy vanmôre kan lewe. Dankie daarvoor Papa Vader. Vader, ons wil hê u moet vandag weet, u is die beste Papa in die hele wêreld. Daar is niemand wat vanmôre met u kan vergelyk nie, Vader. Daar is niemand wat met u kan opweeg nie. Papa, u is eenvoudig vanmôre net die beste. En vandag verklaar ons Vader, ons het u lief, omdat u ons eerste lief gehad het. En daarom sê hierdie gemeente vanmôre, geseënde Vadersdag, aan u wat in die hemel troon. Amen? Nou u weet so goed soos ek vanmôre in hierdie stikkende wêreld waarin ons leef. Hierdie wêreld waarin ons in bevind. Wat dit 'n gejaag na wind is en is van bakoord na stuuroord. Weet u so goed soos wat ek vanmôre weet, dat nie almal in hierdie wêreld is bevoorreg om 'n goeie pappa te hê nie. As gevolg van die druk van die lewe, as gevolg van omstandighede, raak kinders in sekere omstandighede groot. Hulle het nie 'n vaderfiguur nie. Hulle het nie 'n goeie pappa nie. En hierdie bose kringloop word net repeat en repeat en repeat tensy hy by die Here uitkom as 'n jong man. En as hy toelaat dat die Gees van God sy lewe verander, dan breek hy hierdie bose kringloop.
Stem jy met my saam? Maar ek wil vandag vir jou sê, vir jou wat luister, wil ek hê jy moet die volgende hoor, dat jy moenie toelaat dat 'n verwronge vaderfiguur jou prentjie van ons Vader in die hemel beïnvloed nie. Veral vir julle jong mense, vir die jong kinders, vir die jonges wat luister, moenie toelaat dat 'n verwronge vaderfiguur jou prentjie beïnvloed van wie God is nie. Wie God Vader, wie God hierdie Vader is nie. Want hoor mooi vanmôre, hy is die liefdevolle Vader wat die beste vir jou wil hê. Hy is die liefdevolle Vader wat vir jou die beste wil gee. En dalk het jy dit nie in jou kinderhuis beleef nie, dalk het jy dit nie in jou kinderhuis ervaar nie, maar jy moet vanmôre hoor, God is nie gekoppel aan jou kinderhuis nie, hy word nie geïntimideer deur omstandighede nie, hy is die liefdevolle Vader wat jou alles wil gee wat jy nodig het, hy is die Vader wat jou prentjie kan verander, hy is die Vader vanmôre wat alles nuut kan maak. En dit is die beeld waaraan jy vanmôre moet vashou. Man van God, jy wat vanmôre hier sit, en jy wat dalk vanmôre hierdie boodskap luister, en dalk is daar vanmôre iemand wat kyk, ek wil hê jy moet vanmôre hoor, God het jou gekies om 'n pa te wees. Hoor jy dit? God het jou gekies om 'n pa te wees, en jy het die verantwoordelikheid om die beste pa te wees wat jy kan wees onder die krag en die leiding van God. Want pappa, jy moet vanmôre hoor, met God aan jou kant sal jy die beste ouer wees. Met God in jou kant sal jy 'n verskil maak in jou kinders se lewe. Jy kan net suksesvol uittree uit hierdie vaderskap journey uit. Jy is gekies, hoor mooi, om kinders groot te maak wat hy jou gegee het. Die kinders wat hy jou gegee het sy vermoere of dit stiefkinders is, het sy vermoere of dit aangenome kinders is, het sy vermoere of dit jou eie kinders is, God het jou gekies om hulle te onderrig. God het jou gekies om hulle te leer, God het jou gekies om hulle te lei, en pappa, jy moet vanmôre hoor, jy moenie toelaat dat dit deur jou vingers glip nie. Want dit is 'n kosbare voorreg en 'n kosbare geleentheid. As jy toelaat dat God beheer vat van jou vaderskap, dan verander hy die hele prentjie. En ek praat vanmôre van persoonlike getuienis. As jy toelaat dat die liefde van God in jou vaderskap kom opruit, dan verander dit jou kinders se lewe. Veral as dit nie jou eie is nie. Maar dit verander dit. So omdat dit Papa dag is, gaan ek vandag uitsluitlik met die manne praat. Want jy as man van God moet vandag hoor, jy is die voorbeeld vir jou kinders. Jy is ook die voorbeeld vir jou vrou. Jy het 'n verantwoordelikheid, jy stel die voorbeeld, maar jy is die voorbeeld waarna jou kinders kyk. En die gesegde in die Afrikaans bevestig dit, want dit sê like father. Thank you for completing. Like father, like son. Like mother, like daughter. Jou kinders is die voorbeeld waarna hulle kyk. En jy kan vanmôre as man van God, is jy of die held, of jy is hulle worst nightmare. Jy is of jou vrou se held, of jy is haar worst nightmare. Jy is of jou kind se held, of jy is sy worst nightmare. All depending on the example that you see. Hoor jy dit vanmôre? Die manier wat jy as man van God omstandighede gemoed sien, die manier wat jy jou vrou hanteer, die gesindheid waarmee jy jou werk doen, die dinge wat jy in jou huis toelaat, die dinge wat jy in jou lewe akkommodeer, al die dinge wat jy doen en die manier wat jy doen, is 'n riglyn vir jou kinders.
Dis 'n riglyn vir jou kinders. Hulle kyk in die fynste detail. My vrou kan my vandag uitdra. My kinders doen al baie van die goed wat ek doen. My meisiekind veral net so witty soos wat ek is. Maar jy is hulle riglyn. Wat hierdie verantwoordelikheid vandag op jou as pappa so belangrik maak, wat vandag aan jou en aan my die noodsaaklikheid kom onderstreep as man van God van die verantwoordelikheid wat ek en jy het om die woord van God te leef en die woord van God te demonstreer. En om die woord van God reg te sny. Van kind van die Here, ons wat vanmôre hier sit met die volgende hoor. Papas, mamas, klein jonkinders, die hele ketoetie. Ons moet vanmôre die volgende weet, dat die wêreld daar buite, wanneer hulle na my en na jou kyk, is ek en jy 90% van die kere die enigste Bybel wat hulle lees. Het jy dit gehoor? Jy is die ligdraer, jy is die sout, jy is die woord van God in 'n stikkende wêreld en daarom moet jy dit leef. Ek is verseker vanmôre dat jy as man van God het al die volgende gehoor. En nou gaan ons lekker saam kuier, né? Kort en kragtig. Ekskuus tog. Jy as man van God het seker al die volgende woorde gehoor. Jy is geroep as koning. Jy is geroep as priester. Jy is geroep as profeet. Dis mos roep. Maar dan nie? Jy is geroep as priester, jy is geroep as koning, jy is geroep as... Nee, Pastor Enrico, geroep! Dis mos, kom hier! Jy is geroep. Ek glo vanmôre jy het dit al in jou lewe gehoor. En ek vra jou vanmôre man van God, wat eis dit van jou? Wat vra dit van jou? Wat is die verwagting vanmôre aan jou en aan my as man van God rondom koningskap, rondom priesterskap en rondom profeetskap? En ongelukkig het ek nie vanmôre tyd om in detail daarop in te gaan nie. Want is hierdie dag te kort. Maar wat beteken dit? Wat behels dit? So ek gaan dit net vanmôre so bietjie touch en so bietjie brush. En as ek vanmôre vir jou kom sê, jy is koning. Hoor jy dit man? Jy is koning. Wat sê dit vanmôre vir jou? Waaraan dink jy? Ek is koning. Die oomblik toe ek in my voorbereiding is, toe dink ek dadelik aan I'm the king of the castle. In my huis dra ek die broek. In my huis gee ek die orders. True? Maar wat dink jy vanmôre wanneer jy hierdie woord koning hoor? Sê dit vanmôre vir jou dat jy het die vrymoedigheid of jy het die wat is die woord, die autoriteit? Nee, jy het die as iets jou toekom. Ja, daar is hy die reg. Dink jy vanmôre, omdat jy koning is, jy het die reg om net op jou lauwere te sit en net alles te geniet en almal moet spring en almal moet dans? Jy's reg. Beteken koning vanmôre vir jou as man van God dat my huis is my koninkryk? Ons moet vanmôre hoor, koningskap spreek van gesag, van soewereine heerskappy. Hoor mooi vanmôre, 'n koning is iemand wat regeer. Regeer. En dalk moet die konings van die huis vanmôre hoor. Nie reg nie. Regeer. Daar's 'n verskil om te sê ek het die reg en daar's 'n verskil om te regeer. Jy sien, reg is gemaklik, maar regeer werk. Regeer praat vanmôre met my met jou van deelname.
Daarom moet jy vanmôre hoor, man van God, dit is jou verantwoordelikheid om die gesag te handhaaf, dit is jou verantwoordelikheid om te regeer. As man van God, as koning, stel jy die tempo. As koning, stel jy die standaard. Want jy is mos die koning. Jy is verantwoordelik vir die bestuur van jou huis. Jy is verantwoordelik om te versorg. Jy is verantwoordelik om te voed. Jy is verantwoordelik om te sien. Ek weet nie of jy van 'n koning weet wat net in sy ou kasteeltjie sit en niks doen nie. Dink jy sy koninkryk gaan suksesvol wees? Nee, dit is die koning wat die strategiese besluite maak. Dit is die koning wat die manne bymekaar maak wanneer hulle oorlog toe gaan. Dit is die koning wat verseker dat sy volk gevoed is. Wat verseker dat hulle het wat hulle nodig het. Hallo? Man van God, en dit is die verantwoordelikheid wat God op jou skouers gelê het. Jy moet die gesag toepas, jy moet die bestuur toepas. Dit is jou verantwoordelikheid. So vat hom soos 'n man, hier kom hy. Is jy reg vir hom? Die chaos in jou huis is as gevolg van jou koningskap. Hoor jy dit vanmôre? Die chaos in jou huis is die gevolg van jou koningskap. Want 'n koninkryk is net so sterk en suksesvol soos sy koning. So sterk is jou koningskap vanmôre. En nou is daar geen rede vanmôre om moed of spoed te verloor nie, asseblief. As jy nie vanmôre die koning is wat jy moet wees nie, there's no need om spoed te verloor nie. Moenie vanmôre moed verloor nie, because there is a King of Kings, and his name is Jesus, en hy het sy Heilige Gees gegee vir jou as man van God, wat jou in staat kan stel om die koning te wees wat jy moet wees. Die koning van die konings het sy Heilige Gees gegee, wat jou wil kom toerus, sodat jy as man van God 'n suksesvolle koning kan wees in die koninkryk wat God aan jou toevertrou het. Nie jou reg nie, jy moet regeer. Al wat dit van jou vra, man van God, is vanmôre sagmoedigheid teenoor God se Gees. Met ander woorde, om te sê, Heilige Gees, hier is ek, vul my. Kom Heilige Gees, en kom daal oor my neer. Kom leer my o Skepper Gees, sodat ek die koning kan wees wat God wil hê ek moet wees. Heilige Gees, kom help my dat ek my koninkryk 'n suksesvolle koninkryk maak. Sodat wanneer my vrou en my kinders na my kyk, hulle sê, daar is ons koning. Daar is ons koning. Daarom vra ek vanmôre, Heilige Gees, kom maak my die koning wat ek moet wees. Kom maak my die koning wat ek moet wees. Want jy, man van God, moet ook vanmôre weet, jy is priester. Kan jy dit saam met my sê, ek is priester? Nee, lyk nie vir my of julle dit glo nie. Ek is priester. Sit so 'n bietjie van hom in. Jy's klein priester. Ek is priester. God het jou geroep, God het jou gekies om die godsdienstige leier van jou huis te wees. Dis nie jou vrou se werk nie, dis nie jou kinders se werk nie, dis jou verantwoordelikheid as man van God om die geestelike leier in jou huis te wees. Jy moet ophou wees op die plek waar jou vrou vir jou kom sê, gaan ons bietjie Bybel lees, gaan ons bietjie bid. Nee, jy is gekies om die geestelike leier te wees, want God sê, jy is priester. Jy is priester.
Jy het die verantwoordelikheid om namens jou gesin by God in te tree. Want dis wat 'n priester doen. Hy het ingetree vir die volk. Hy het ingetree vir die kinders van Israel. Jy het die verantwoordelikheid as priester om namens jou gesin by God in te tree. Wat vanmôre vir my sê, jy moet nou betrokke wees by jou gesin, sodat jy weet waarmee jou kinders struggle, dat jy weet waarmee jou vrou struggle, sodat jy as die priester by die voete van die lam kan gaan sit en sê, Here, vanmôre is ek priester, en ek tree vanmôre in vir my kinders, ek tree vanmôre in vir my vrou. So kom ek vra vinnig so. En wees asseblief eerlik met jouself. Hierdie een is 'n lekker een. Wees mans genoeg vanmôre en wees eerlik met jouself. Bid jy vir jou vrou? Nie soos wat jy vir jou kos bid nie. Bid jy vir jou vrou? Bid jy vir jou kinders? Vat jy jou gesin by die hand en bid jy saam met hulle? Vat jy jou vrou by die hand en bid jy saam met haar? Hallo? Bid jy vir jou huwelik? Nie 'n gebed van Here asseblief vat uit my lewe uit nie. Kom aan. Bid jy vir hulle? Weer sê ek vanmôre vir jou, jy is die een wat hulle moet wys hoe dit lyk om God te dien. Jy is die een wat hulle moet wys hoe dit lyk om God te aanbid, hoe om God te verheerlik. Hulle moet by jou sien, want jy het ons gesê, plaas die tempo of stel die tempo, jy stel die standaard. Jy is priester. You need to demonstrate to them how God must be served. Jou uitroep moet wees, ek in my huis sal die Here dien. Dit is wat hulle moet sien, dit is wat hulle moet aanskou, dit is wat hulle moet ervaar, dit is wat hulle moet beleef. Hierdie huis sal die Here dien, want my pa is die priester en hy verklaar, ek in my huis sal die Here dien. Maak nie saak deur wat se omstandighede ons gaan nie. Maak nie saak hoe moeilik die tyd is waarin ons onsself nou bevind as 'n familie nie. My pa het gesê, al gebeur wat, sy huis sal die Here dien. Hulle moet sien hoe 'n man van God dit handle. Want baie keer, as die pop of die fan stryk, ons is in 'n nuwe generasie, né? In die ou tyd het die vrouens die koppies stikkend gegooi en die kaste toegeslaan. Ons is nou in 'n generasie wat die manne dit doen. Skop 'n duik in die kar se deur en slat die deur stukkend en dan moet hy dit in elk geval regmaak. Ek sal nooit vergeet nie, my pa sê ons was in die huis. Ek dink ek en my suster het beklei en ek het die deur stukkend geslaan. Daar was so iets. Toe ek sê jy sal dit betaal. Dit sal uit jou sak uitkom. Kom aan. Hulle kyk hoe jy dit handle. Kan jy dink wat se impak gaan dit in jou koninkryk hê wanneer daar omstandighede is, wanneer jou vrou haar hart met jou deel of wanneer jou kinders met jou deel of jy sien hulle is deur 'n moeilike tyd. Hoe dink jy wat gaan gebeur as jy hulle by die hand kan vat en sê kom ons vra hom? The King of Kings. Kan jy dink hoe hulle lewens daarna gaan uitsien? Heilige Gees, maak my die priester wat ek moet wees. Maak my die priester wat ek moet wees. Man van God, jy is profeet. En hierdie een het my nogal geskit. Want wat is 'n profeet? 'n Profeet is die mondstuk van God. So hoor jy dit vanmôre, man van God, in jou koninkryk is jy die
mondstuk van God. Hoor mooi, jy is die spreekbuis en die middelman van die goddelike. Die spreekbuis en die middelman van die goddelike tussen hom en tussen jou gesin. Die mondstuk van God in jou koninkryk. Hoor mooi, jy is die een wat die verantwoordelikheid het om die woord van God in jou huis te spreek en om die woord van God oor jou huis te spreek. Het jy dit gehoor? In jou huis, oor jou huis. Wat het 'n profeet gedoen? 'n Profeet het geprofeteer oor wat sal kom en wat sal wees. Die profeet het gesê, so spreek die Here. En jy moet vanmôre hoor, as man van God, is jy daar die mondstuk in jou huis, wat die woord van God oor jou huis en in jou huis moet spreek. Here, hier sal nie meer siekte in hierdie koninkryk wees nie. Want u woord sê, in Matteus 8 vers 17, deur u wonde het daar vir ons genesing gekom. U het ons krankhede en ons siektes op u geneem. Here, ek is die profeet van my koninkryk. Ek spreek dit vanmôre in my vrou se lewe. Ek spreek dit vanmôre in my kinders se lewe. Ek spreek dit vanmôre oor hierdie koninkryk wat u aan my toevertrou het. Geen siekte meer nie, geen kwaal meer nie, want ek is die profeet. Die mondstuk van God. Here, hier sal nie meer gebrek wees nie. Here, hier sal nie meer tekort in hierdie koninkryk wees nie, want u woord sê in Filippense 4:19, my God sal elke behoefte van julle vervul na die rykdom van sy heerlikheid. Ek spreek dit vanmôre oor my koninkryk, Here. Ek spreek dit vanmôre oor my gesin. Ek spreek dit vanmôre oor ons omstandighede, want die woord sê, want die wat hom vrees het geen gebrek nie. Hoor jy dit, koninkryk? Praat oor jou, ek spreek oor jou, oor wat sal wees en wat sal kom. Here, my kinders sal hulle doelwitte bereik. My kinders sal in hulle destiny instap. Want die woord sê, ek is tot alles in staat deur Christus Jesus wat my die krag gee. As profeet, Here, spreek ek vanmôre oor hulle lewens. Hulle is tot alles in staat deur Christus Jesus wat hulle die krag gee. Ek spreek vanmôre oor hulle lewe. My kinders sal step into destiny. Hulle sal die plan van God ervaar en hulle sal die plan van God leef, want ek tree op vanmôre as 'n profeet oor my kinders se lewe. Here, my huwelik sal 'n sukses wees. My huwelik sal 'n sukses wees, want u sê in die woord, dit wat God saamgevoeg het, sal geen mens skei nie. En as profeet oor my koninkryk, en as profeet oor my huwelik, spreek ek vanmôre, niks of niemand sal dit beïnvloed nie, niks of niemand sal ons skei nie, want ek is die profeet wat vanmôre profeteer oor my huwelik. God het ons saamgevoeg, niks sal ons skei nie, dit sal suksesvol wees tot eer en verheerliking van sy groot en heilige naam. Here, maak my die man wat my vrou se wêreld skud. Want u woord sê, ek moet haar lief hê soos wat ek myself liefhet. U woord sê, ek moet haar voed en ek moet haar koester. En ek spreek vanmôre oor hierdie koninkryk van my. Ek sal haar lief hê soos wat ek myself liefhet. Ek spreek vanmôre oor hierdie koninkryk van my. Ek sal haar voed en ek sal haar koester. Ek sal haar vertroetel. Ek sal haar was met die woorde van my mond. Dankie Here dat ek vanmôre na haar kan kyk. En vir u kan dankie sê dat die meetsnoere van God het vir my op lieflike plekke geval. Want God het my gekies.
God het my geroep as profeet in my koninkryk. En dit is die funksie wat ek wil vervul. Ek vra jou vanmôre. Is jy die profeet, die koning en die priester in jou huis? Is jy die koning, die priester en die profeet in jou huis? Luister na die vraag. Ek vra nie vanmôre, is jy koning, is jy priester, is jy profeet by die kerk nie. Ek vra nie vanmôre, is jy koning, priester of profeet tussen jou pelle nie. Is jy vanmôre koning, priester en profeet in jou huis? Die koninkryk wat God aan jou toevertrou het. Heilige Gees, maak my die profeet wat ek moet wees. Want man van God, as profeet moet jy die leiding neem as 'n dader van die woord, sodat jou koninkryk suksesvol kan wees. Want die oomblik as ek in my profeet ampt, die woord van God oor dit spreek, verklaar hy sy woord sal nooit leeg terugkeer. Dis sy woord. Hy het gesê dat daar lig wees en is nog steeds lig. Ek is sy mondstuk oor my huwelik. Ek is sy mondstuk oor my koninkryk. Ek sluit met hierdie woorde. Die woorde van 1 Timoteus 6 vers 11. Wat die volgende verklaar, en jy man van God, vlug van hierdie dinge weg en jaag na die geregtigheid. Jaag na die godsaligheid. Jaag na die geloof. Jaag na die liefde. Jaag na die lydsaamheid en jaag na die sagmoedigheid. Paulus antwoord vir Timoteus. En as die Here vertoef om te kom, sal ek like om met ons manne rondom dit te kuier. GLLS. Geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid. Dis die teksvers waarmee ek jou as man van God huis toe stuur. Met hierdie verwagting van my kant af, dat jy hierdie woord sal vat. Hierdie woord in 1 Timoteus 6 vers 11, en dat jy in hierdie week tyd sal gemaak by die voete van die Heilige Gees, en dat jy vir God sal vra, Vader, leer my deur u Gees, wat u van my verwag rondom hierdie opdrag, as man van God, wat u gekies het as koning, priester en profeet. En nou het jy gehoor vanmôre. Mamma wat jy sit, vrou wat luister, jy het vanmôre gehoor, wat 'n groot verantwoordelikheid God op jou man se skouers geplaas het. So dit beteken nou, jy gaan huis toe en jy sê, jy's nie die koning wat jy moet wees nie. Jy's nie die profeet wat jy moet wees nie. Jy's nie die priester wat jy moet wees nie. Jou verantwoordelikheid is om vir hom te bid. Sodat God hom die koning maak wat hy moet wees, die priester wat hy moet wees en die profeet wat hy moet wees. Moet hom nie try verander nie. It's not gonna work. It's gonna make things worse. Maar jy kan 'n battle fight waar hy nie sien nie. Om in jou binnekamer te gaan en te sê, Here, ek bid vir hom. Maak hom die koning in hierdie koninkryk. Maak hom die priester in hierdie koninkryk. Maak hom die profeet wat hy moet wees. Here, gee vir ons die beste koning, die beste priester, die beste profeet vir hierdie koninkryk wat u ons gegee het. So dis jou verantwoordelikheid, mamma. Om vir hom te gaan bid, sodat die Gees van die Here hom kan help om in sy destiny en sy funksie in te beweeg. Amen. Kom ons sluit die oë. Vader, 'n groot verantwoordelikheid
Maar Here, 'n opgewondenheid vermoere, want U Heilige Gees kan ons in staat stel as manne om dit te bereik en dit uit te leef. Here, en vermoere bid ek vir elke man van God. Ek vra in hierdie oggenduur, Papa Vader, dat U ons die konings sal maak wat ons moet wees. Dat U ons die priesters sal maak wat ons moet wees, dat U ons die profete sal maak wat ons moet wees, en dat U Gees ons sal help, Here, om 1 Timoteus 6 vers 11 na te jaag, sodat ons koninkryk kan ervaar en kan beleef, hoe 'n man van God opereik, wat in geregtigheid leef. Hoe 'n man van God opereik wat in godsaligheid leef. Hoe 'n man van God opereik in geloof. Hoe 'n man van God opereik in liefde. Hoe 'n man van God opereik in lydsaamheid en hoe 'n man van God opereik in sagmoedigheid. Daarom vra ek vermoere Skepper Gees dat U van vandag af elke man wat hierdie woord hoor, dat U hom by die hand sal vat en dat U hom sal leer en sal lei en sal onderrig, sodat daar koninkryke in hierdie wêreld sal wees, wat vir die koninkryk van God 'n verskil maak, in die almagtige naam van Jesus Christus, en ons eer U vermoere daarvoor. Amen.